die Here die huis nie bou nie, sloeg nie wat daarin bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Gemeente, genade en vrede vir die van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing tot lof van die Here uit Psalm 196, verse 1 en 4. Hoe kon ek Hemelvader, met duizend stemme tot u eer, en wat daarop volg. Psalm 196, verse 1 en 4. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hier onder op die water, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duizendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal nie iemand sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Sê daarmee jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat by jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en medemens. Laat ons skuld bely met die sing van Psalm 233, vers 1, 233, die eerste vers. Lord
In Romeine 10, vers 9 en 10 lees ons, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Kom ons bely ons geloof nou so. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterkant van God die Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms uit Psalm 5:4, verse 1 en 2. Gemeente, die Bybel lees ons vanmôre die Nuwe Testament in die Markus Evangelie, Markus 15. Ek lees van vers 21 af. Die soldate het iemand wat daar verbygekom het, gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Dit was Simon van Sirene wat van buite die stad af gekom het. Die pa van Alexander en Rufus. Hulle bring Jesus toe na 'n plek, Golgotha, wat kobbeenplek beteken. Hulle wil vir hom wyn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie hê nie. Toe
kruisig hom en verdeel sy klere onder mekaar deur te loop oor wat elkeen moet kry. Was nie 4 toe hulle gekruisig het. En die rede waarom hy gekruisig is, was op 'n bordjie aan die kruis geskrywe: die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en een links van hom. Die mense wat daar verby geloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê: "Toe, jy wil die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou, red jouself. Kom van die kruis af." Net so het die priesterhoof en die skrifgeleerdes ook spottend vir mekaar gesê. Ander het hy gered. Homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons dit kan sien en in hom glo. 2 wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig. Teen 12:00 die middag het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur geduur. Om 3 uur het Jesus hard uitgeroep: "Eloi, Eloi, lema sabachthani." Dit beteken: my God, waarom het U my verlaat?" Toe party van die mense wat daar naby gestaan het, dit hoor, sê hulle: "Hoor daar, hy roep vir Elia." Een van hulle het toe gehardloop, 'n spons, 'n suur wyn gesteek en dit vir hom op 'n stok gehou om te drink. Het gesê: "Wag, kom ons kyk of Elia hom van die kruis kom afhaal." Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. Toe die offisier wat reg voor Jesus gestaan het, hom die laaste asem so sien uitblaas het, het hy gesê: "Hierdie man was werklik die seun van God." Daar het ook vroue op afstand gestaan en kyk. Onder hulle was Maria Magdalena en Maria die moeder van klein Jakobus en Joses en Salome. Toe Jesus nog in Galilea was, het hulle oral saam met hom gegaan en hom versorg. Baie ander vroue wat saam met hom na Jerusalem toe gekom het, was ook daar. Tot sover op skriflesing. Gemeente, gelukkig elkeen wat die woord van die Here hoor en wat hierdie woord ook glo. Kom ons bid saam. Here ons God, dankie vir U genade, dat U vir ons goed is, dat U ons jammer kry, dat U ons so uit ons ellende red, dat U ons in ons hartseer en ons smart self troos. Dit maak ons harte bly. Gee ons vrymoedigheid om te bid. Want Heer, gelukkig ken U ons. Ons staan voor U maar net soos wat ons lyk. En hier voor U kan ons maar net kom sê, ons het net skuld. Dit ken ons. Ons weet ook baie goed, ons kan niks goed doen nie, verlore. Dit weet ons van onsself. So uitgelewer aan mekaar, uitgelewer aan die wêreld. Nou kan ons met ons hele menswees maar net na U toe kom. En by U kan ons kompleet genade Heer. Genadige Vader, maak ons toch dankbaar vir alles wat ons uit U hand kry. Ons hele lewe, elke dag. En dat ons so elke dag ook kan beleef hoe U hand oor ons is. Nie haar val af sonder dat U by is. Dankie Heer, dat U kom, dat U bloed daar aan die kruis loop, dat ons vanmorgen daaraan kan dink, saam hier in die kerk, en ook buiten die kerk, weet my verlosser. Hy was aan die kruis vir my, maar hy staan ook op. Amen. Vers 22, hulle bring Jezus toe na 'n plek, Golgotha.
wat COVID bly beteken. Gemeente van ons Here, dis daarom waar. Gedane sake het geen keer. Weet maar, elke dingetjie wat gedoen is, lê agter die rug. Hy is verby. En dan 'n ding wat verby is, kan daar nou nie eintlik enige iets gedoen word nie. Dis mos verby. Ook die goed wat jy verkeerd gedoen het. Dit wat jy verbrou het, die goed kan jy nie sommer net gaan goed maak. Die ding self, laat dit mos nou eenmaal net nie toe nie. Dis maar so. Alles wat jy gedoen, die lê onherroepelik agter jou. En nou wys die goed vinger na jou, skuldig. En nou is dit nie maar net wat mense van alles wat jy gedoen het dink nie. Maak ons nie eintlik regtig saak nie, want wat maak dit nou saak wat dink ander mense? Weet, ons is so bekommerd daaroor. En eintlik maak dit tog nou glad nie saak. Wat dink 'n ander mens van wat jy gedoen het nie? Want die ander mense die lyk ons maar net presies soos wat jy lyk. Dieselfde ding is hy. Wat regtig saak maak. En daar lê die angswekkende gedagte. God sien al hierdie dinge. Bekyk dit. En die Here beoordeel ons. Jou binnekant word oopgemaak. Jy weet nou daai dinge wat ander mense nou glad nie eers sien nie, waaroor hulle niks kan sê nie. Hulle weet niks daarvan. God, die Here sien in jou hart, in jou lewe, in jou gedagtes. Elkeen se. Dis die ding wat 'n mens nog altyd bang maak. Dat die Here my sien soos wat ek is. Dit maak dat Adam en Eva liewer wou gaan wegkruip het. En te dink so kan hulle wegkom van God af. Hulle was bang. Ons weet ons van toe af is ons almal skuldig en die doodsvonnis was al opgeskryf en uitgespreek nog voor ons oortree. Dit was nou die voorwaarde ons. As jy oortree, sal jy sterf. Klaar. En ons weet ook nog, as die Here die rekening vir my opmaak, dan kan die slotsom nooit anders wees as ontrou. Ontrou, weg met hom. Soos die skare vir Christus skree. Kruisig. Dan sê hulle dit. Oordeel. Hulle praat van oordeel. Hy is die doodskuldig. Hulle weet nie eers wat hulle sê. Dit behoort ons vir onsself te sê. Oor onsself. Maar gemeente, dit wil ons nie vir onsself sê nie. Want as daar nou een ding is wat ons nie wil doen nie, ons wil nie hard wees met onsself. Want dan beskuldig jy jouself gou goed daarvan. Jy's harteloos. Ons wil onsself met mooi woordjies paai en ons wil onsself saggies behandel. Want ek wil so ook met mekaar maak, met ander mense. Maar per slot van sake moet ons gaan. Wie dink nog ernstig oor sy sonde? Wie dink hy's verlore oor sonde? Wie dink nog wat beteken dit om verlore te gaan? Ons dink baie aan allerlei ander dinge. Ons wil oor sulke verskriklike gedagtes nooit, ons kop moet nooit daarheen gaan, so by dit uitkom. Ons wil aan mooi dinge dink. Ons wil vir mekaar mooi dinge sê. Ons wil hoor, dit gaan goed met almal.
As jy vir my skoonpa, as jy vir hom oor die foon gesê, dit gaan nie goed nie, dan sit hy sommer die foon neer. Want hy wil mooi goed hoor, hy wil goeie goed hoor. En hy wil net hoor, het gaan goed met almal, altyd. Dis ons dink. Met wat diening gaan jy nou nie veel in die sak bring nie. Maar, omdat ek nie oor iets wil praat nie, of nie daaroor wil dink nie, beteken dit nou nie, die ding is nie daar nie. Beteken dit nie, sulke goed gebeur nie. Alles gebeur toch. En die oordeel oor alles wat ek doen, bly skuldig, verlore, kruisig. Neem hoe jy daarvan probeer wegkom. Op die ouwe, moet ek myself maar aankla. Maar nou is dit ongelukkig ook so, ons maak al lankal, nie meer baie erns met ons geloof. Nie in woord nie, nie in wat ons doen nie. En op die ouwe weet ons toch, jy is bang vir God, want jy weet, daar waar hy regverdig oordeel, gaan jy dit nie maak nie. En dis nou nie net ons gelowige mense wat bang is. Tot die wat loon en spot, tot in hulle leef daar vrees vir God. Op die ouwe nog. Vrees om verlore te gaan. Want as ons daarom wil dink, ja, dan weet ons maar al te goed hoe groot ons sondeskuld is en wat dit aan ons doen. Wat sê die Here hiervan? Gemeente, dis regtig so, dat ons aangekla staan is nie 'n leuen nie. God sien wat hy sê. En hy doen dit. Die doodsvonnis oor ons staan tot daar van die begin af. Sou God hom oorsien? Nee, gemeente, dit kan toch nie. Maar die oordeel wat God maak is regverdig en God is altyd konsekwent. Volkome regverdig. En God moet die oordeel voltrek. 'n Skuldige se vonnis word ons een of ander tyd word dit betaal, word die vonnis voltrek. En God doen dit. Hy voltrek die vonnis. Maar nie aan my. Hy vat dit op hom. Hy vergewe al my misdaad. Alles wat in my staan. Vat die Here alles in Christus weg. Hy spyker dit aan die kruis. Nee, asof daar die oorspronklike doodsvonnis nou nie meer tel nie. En ons nou kan gaan maak soos dit ons lekker kry nie. Nee. Skuldig bly skuldig. Van ons kant gesien, geld voor God niks anders nie, as sondaar, skuldig, verlore. Net hier by die kruis van sy seun, wil God juist vir ons sê. Hy kyk nie so deur sy vingers aan hy maak, of hy nou niks gesien het nie, en of hy niks weet nie. Die Here neem alles wat teen ons getuig baie ernstig op. Dis toch nie vir hom niks nie. Hy wil dit nie net wegdink en net vergeet nie. So, wat, dis mos nou maar verby en dis agter die rug. Kom ons vergeet daarvan. En kom ons gaan nou maar net aan met ons lewe nie. Dis wat ons sou sê. Die Here kan dit doen. Ja, die Here het die mag om dit te doen. Maar as hy so sou maak, is hy nie meer die Here nie. En daarom, terwille van homself, en terwille van ons, wil die Here dit nie so doen nie, want ons sou nie volkome verlos word op daai manier. Anders neem hy die skuld te lig op. Die skuld staan ons, en die skuld maak 'n afgrond tussen ons en God. Wat ons nie kan oorkom nie, wat maak dat ons nie by mekaar kan uitkom nie, dit gaan bly. Jy kan dit nie lig weg op nie.
wil dat die vonnis voltrek moet word. Sonde voluit gestraf sal word, die skuld moet betaal word. So ernstig voel die Here oor jou. Net te dink ons ooit aan ons ellende voor God. Ek dink nie regtig. Want ons leef eintlik maar vrolik aan. Ons enigste bekommernis is wat? Elke dag se bestaan. Hoe kom ek reg? Hoe gaan ek reg kry om my verpligtinge na te kom? Hoe gaan ek vir my mense sorg? Hoor maar net, hoe klink ons as ons begin bid? Wat vra ons vir die Here? Wat vra ons? Dink maar net, wat vra jy as jy gaan? En ons gaan sien, ja, ek bid oor myself, heeltyd. Maar nie oor my redding nie, eerder oor my versorging. Dis die grootste deel van dit wat ons vra. My daaglikse brood, daai ding, baie wyd by ons om. Hoe jy lyk, wat jy doen, hoe die dinge lyk wat ek doen, en gemeente daaroor dink ek liewer nie. Jy wil ons daarom van jouself bly hou. Jou selfliefde wil jy troetel, want ons het onsself baie lief. Dink jy, dit staan vir nie daar in die wet, dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself. Die Here ken ons presies soos wat ons is. Niks mag jou te nakom nie. Kyk hoe vinnig voel ons in die gesig gevat. Baie goed. Genade. Bo alles staan God se vergewende Vaderliefde. Hy, wat dit wat tussen ons staan nie vernietig nie, maar oorwin. Die krag daarvan word deur 'n groter krag opgehef. Ons het nou nog gesing, hy is oorwinnaar. Hy is hier. Hy het aan die kruis laat vasspyker. Dit het hy gedoen om ons te laat sien hoe groot ons skuld is en sy genade, wat baie groter as dit is. Om ons te laat sien die erns van sy woede en die groter erns van sy Vaderliefde. Dit is Christus die middelaar. Christus het al ons skuld op hom gevat. God het ons lief in Christus. Hy vat al ons skuld om ons te laat sien hoe lief hy ons het. Hy het self betaal. Hy het self die vloek op ons sonde gedra, wat jy moes kry. Jezus het aan die kruis gekom, omdat mense dit nie kon verdra, dat God so naby aan hulle was nie, tussen hulle was nie, dat laat hom kon vat nie. Inteendeel, hoe vat hulle toe aan? En deurdat God homself laat kruisig, het God nog nader gekom, en nog duideliker geword, hoe ver die mens van God af is. Dit wat teen ons getuig, is daar in die kruis vir ons duidelik uitgewys. Vir elkeen geld doodsvonnis. Tegelijk is dit daar vernietig. Daar aan die kruis. Daar sê God, ten spyte van alles, oorwin hy dit vir jou, want hy jou lief. Christus moes deur die verskriklike gang, om regtig aan ons te kom vat, om regtig ons te bereik. Dit alles moes gebeur, dat ons God kon sien, God in sy liefde. Maar, dat ons ook onsself kon sien, in ons goddeloosheid, en in ons verlorenheid. Sonder die kruis op Golgotha sou ons nie weet hoe ons lyk nie, en ook nie hoe geweldig groot God se liefde vir ons is nie. Daarom
persoon te sien. Die mens in sy, kom ons sê, sy naakte werklikheid, want Christus hang kaal daar. Gestroop van sy vel, kan jy sê, want hy is afgeslaan. Die bloed loop vrylik. Die aakligheid daarvan. In sy volheid is dit daar te sien. Hoe heeltemal ellendig die mens lyk. En ons sien God. God in sy nabyheid en in sy liefde. Christus aan die kruis maak gelyk. God en ons, God en mens aan ons bekend. En daarmee doen hy die grootste ding wat ooit gedoen is. Die grootste daar ooit. Hy bring jou weer terug by hom. Want hy bring die versoening tussen ons en God. Deur sy bloed betaal. Skoon gewas is jy in bloed. Ja, verskriklike prentjie, né? Want 'n bloedbesmeerde mens kan nie 'n mooi mens wees nie. Maar hy is gered. Liefde soos 'n pa en ma. Dis vir ons baie keer so onverstaanbaar, nie? Dat 'n pa en ma kan aanhou om agter 'n slegte kind, want kyk hoe lief het hulle maar 'n slegte kind. Sit nou maar 'n vrotworm in 'n huis neer. En dan kan jy nou kyk hoe lief is sy pa en ma vir hy vrotte. Vir die ander nie so erg nie, want hulle is nooit bekommerd, lyk dit. Maar ek kan nie verseker, pa en ma en al hulle kinders eweveel lief. Maar dit lyk nou nie regtig so nie. Kyk nou na die verlore seun se pa. Ou moet dit nie gedink. Sy pa het hom so baie lief soos wat hy daai klein wurm het wat daar in die pad aangeloop kom nie. Soos 'n pa en ma aanhou om agter so 'n sleg kind aan te loop. Tot in sy ellende in. Om hom daar te gaan haal en hom op te tel en hom weer skoon te was, netjies aan te trek en weer kos te gee. Jy weet, daar gaan haal in die skande waar hy homself ingedompel het. So het Christus in ons skande ingekom, in ons verval ingekom, om by ons te wees, maar nie net by ons te wees nie, om ons daaruit te verlos, om ons daaruit te haal, om ons te red. Daarom is Christus die gekruisigde. Die beloofde God met ons, Immanuel, wat ons red, wat ons verlos, wat ons skoon was en ons na hom toe voer. Weer by hom. Dis Golgotha. Kopbeenplek, die verskriklike plek waar die kopbene lê, dis hoekom hy daai naam uiteindelik het. Daar waar die mense gekruisig is. Golgotha. Die plek in die ganse wêreld waar ons beter as op enige ander plek. Daar by die verskriklike sien ons God sy liefde op sy beste. Vir wie? Wie is hy liefde? Vir my. En jou. Vir jou, ja. En vir my. Want God sê, dis vir ons. Vir ons doen hy dit. Omdat jy dit nodig het. Jou lief. Amen. Kom ons dank. Here ons God, U oordeel is regverdig. U verdraag geen onreg, geen sonde, geen ongehoorsaamheid nie. Nou is ons wie ons as sondaars gebore. Elke dag maak ons skuld net groter. Maar dankbaar. Dankbaar kom ons voor U staan. Genadig is U liefde baie groter as U woede.
sonde. Maar die genade, die barmhartigheid, die hou nie aan om aan ons te bewys. Sien dit elke keer, as ons opkyk na die kruis op Golgotha. Dit gee ons moed, gee ons hoop. Ons sien, my grote sonde. Dit maak dat die bloed daar loop. Dankie tog dat dit vir my geld. Dat ek so verlos word. Lei ons dan deur die Heilige Gees. Dat ons dankbaar gelowig voor U sal leef. Dat U kruis my fokus sal wees. En U woord my hier sal lei om Christus ontvang. Amen. Gemeente, ons slotsang, Gesang 579. Gesang 579. Ons sing daarvan, ek moet eers kyk, 1, 3, 4 en 6. Ons harte is verheug dat God, beskikker van ons lewenlot, ons lewe in sy hande hou. Hom kan ons alles toe vertrou. God ken alleen die regte pad, wat uitloop op die hemelstad. Hy weet al voor of eers hoe die beste is vir ons gemoed. Waar niemand kon ons help, hy. As mense wyk, staan hy ons by. In rus en vreugde, nood en stryd, bly hy dieselfde deur die tyd. Kom, tree ons dan bemoedig voort. Die Here rig ons deur sy woord. Al lei ons pad deur smart en vrees, sal ons nie meer teenwoordig wees. 1, 3, 4 en 6, Gesang 579 tekstslot. Die genade van ons Here, Jesus Christus, liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by